Elmien, jy het na skool skoonheidskunde gaan studeer. Maar jy het gevind dat daar's baie goeie produkte in die haarlyn en daar's goeie produkte vir algemene skoonheid, maar nie vir naels nie. Waarom het jy so sterk daaroor gevoel? Ja, ek het in Stellenbosch studeer, die Sedeska kursus, en ek het toe al agtergekom dat die hele skoonheidswêreld was baie goed ontwikkel. En alhoewel die naalindustrie toe alreeds 'n multi-biljoen dollar industrie was daar nog steeds 'n groot gaping geweest. Jy het 'n keuse gehad tussen swaar akriele, wat baie moeilik was om af te haal, en dan plastiese naels wat jy op die naal kon plak, of natuurlik naallak, en dit het geen beskerming gebied vir die naal nie. En wel myne het net nooit droog geword, en dit wat droog word, het binne dae afgesplinter. Met baie sculpture wou ons daai leemte vul. Met 'n produk wat lig is om te dra en wat maklik is om aan te wend, amper soos naallak, en wat jy dan net onder ultraviolet lig kuur. En hierdie bedekking moes ook die naal versterk en beskerm. Dit wat ons oorsit moes konfliks en buig saam met die natuurlike naal. En binne in hierdie basis het ons ook 'n kleurstof gesit, ingebou as dit ware, sodat die kleur nie kon wegskilfer en afskilfer nie. Dit moes net 'n verbruikersvriendelike produk wees vir die terapeut en vir die kliënt. Jy kon die produk nie kry nie. Soveel so dat jy op 'n tyd jou kar verkoop het, Amerika toe gegaan het en gaan soek vir 'n oplossing. Maar jy het dit nie gekry nie. Was jy teleurgesteld? Aanvanklik, ja, natuurlik. Maar dit het ook vir my 'n groot deur oopgemaak. Onthou, as ek dit gekry het, dan het ek dit 10 teen 1 vandag nog gebruik en het ek nog steeds net die een salon gehad. Maar omdat daar niks was nie, het dit vir my die geleentheid gegee om die perfekte naalsisteem te kon ontwikkel. Ek het ons praat altyd van 'n wishlist opgestel van elke eienskap wat ek wou hê in so 'n produk as kliënt en as terapeut, want ek het dit dan van twee kante af gesien. En die resultaat daarvan was dat ons Sculpture is die wêreld se heel eerste permanente naalkleur, die wêreld se eerste gelverlenging. Dis die eerste produk wat in een amper soos 'n doppie kon af van die naal af, liewer as dit moes geskuur word en die naal was baie gesond onder. So ja, ons het 'n klomp eerstes. Nou goed, jy kry die produk wat jy wil hê. Jy is intussen getroud en in 1989 begin jy jou eerste salon in Eastgate. Jou man leen vir jou 'n bietjie geld en jy sit hierdie salon op. Maar jy's alleen in die salon. Het jy 'n idee gehad waarheen jou pad is? Ja, die geld was eintlik om die produkte ontwikkel, liewer as vir die salon, maar ek het 'n idee gehad, want onthou ek het nou al ondervinding gehad van wat beskikbaar is wêreldwyd. En hierdie stelsel was net so volledig. En ek het ook besef dat enige terapeut, of sy nou hier bly of in Rusland bly, as sy haar hande op kon kry, sou sy dit definitief gryp, want dit was net die mees fantastiese produk. Die reeks was so breed. Jy kan vir enige naaltipe, naalkondisie, enige voorkeur van die kliënt, kon jy vir haar iets bied. Nou, het jy ooit vir jou man sy geld teruggegee wat hy jou geleen het? Nee. Is goed om so 'n bietjie nie skuld te bly, ek kan ek heeltyd afbetaal. 'n Groot mylpaal was 1994. Dis die eerste keer wat julle internasionaal gaan. Julle gaan Australië toe. Daai Australië toe gaan, hoe dit gewerk? In daardie tyd was kort na sanksies. En baie Sculpture was een van die eerste maatskappye wat begin uitvoer het. In die 90's het baie Suid-Afrikaners die land verlaat. En party was alreeds daar en ander het gegaan met hierdie produk om 'n nuwe lewe daar in die buiteland te begin. Ek dink maar aan Amerika, Australië, Kanada, Engeland, hulle is almal ex-Suid-Afrikaners. Nou ons hou nie meer van om dit so te doen. Die idee is daarvan om mense van die eie land in so 'n land as 'n invoerder te gebruik, maar dit was tog ons begin gewees. En jy moet ook onthou dat die eienaarskap wat ons vir mense gee van hulle besighede is nie net vir die invoerder of die areabestuurder nie. Daar's ook oral hierdie individuele besighede wat opspring. En met die verlede jaar se sensus het ons agtergekom dat daar al meer as 168,000 individuele besighede is waar mense 'n lewe maak van baie Sculpture en nog mense in diens neem. Vandag het jy in Suid-Afrika 14 distribusiesentrums. Jy's oral beskikbaar in Suid-Afrika, maar ook julle is beskikbaar en aktief in 39 lande oor die wêreld. Was dit jou droom?
Ja, en ek moet vir jou sê, as ek nou hier van jou af weggaan, dan wag Indië vir ons, dis een van ons grootste markte, en dit is ons 40ste land, en dit was 'n droom geweest. Ek was so verskriklik opgewonde oor hierdie produk. Ek het net gehad het almal moet dit met my deel en moet net sien hoe volledig en fantasties is dit. En ek het altyd gesê eendag wil ek enige plek in die wêreld gaan en ek wil baie skulptuur oral sien. En is net 'n ou mag nie so vinnig groei nie. Jy moet jou groei kontroleer en jy moet dit beheer. Andersins gelukkig was ons al in 140 lande want die handelsmerk is al so gevestig en so beroemd en bekend en eintlik soek jy buitelanders dit. As jy kyk na die buiteland, kulture verskil tog en mense se houding rondom skoonheid, naalprodukte verskil in verskillende lande. Hoe bestuur julle hierdie kulturele verskille in die verskillende lande? Ja, kyk, onthou ons is in verskillende kontinente, so ons moet aanpas by die verskillende kulture. En nou as sekere dinge wat nooit kan verander nie. Jy weet, voordat 'n land aansluit by baie skulptuur, word tog baie navorsing gedoen op hierdie land. Daar's mense in plek wat so 'n land gaan en afhangende van of die eerste wêreldland of 'n derde wêreldland is, en ook die populasie en so aan word dit gestipuleer in die kontrak wat die groei behoort te wees en wat die omset behoort te wees. En dan is daar ander dinge soos ons handelsmerk byvoorbeeld mag nie aangeraak word nie, maar ons gee baie vryheid aan 'n invoerder om die brand dan nou op sy beste te laat floreer en ontwikkel.